Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White, mystieke stemme van vandag. En as 'n persoon hom begewe tot die geeste van afgestorwenes en die geeste wat waar sê om agter hulle aan te horeer, sal ek my aangesig teen die persoon rig en hom uitroei onder sy volk uit. Levitikus hoofstuk 20 vers 6. Die towenaar van heidense tye het al ewig nie in die spiritualistiese mediums, die heldersiendes en die fortuinvertellers van vandag. Die mystieke stemme wat in Endor en in Efese gepraat het, mislei steeds die mensekinders met hul leenagtige woorde. Kon die sluier voor ons oë gelig word, sou ons bose engele sien wat al hul kunste gebruik om te mislei en te vernietig. Geestelike wesens verskyn soms aan persone in die vorm van hul oorlede vriende en vertel voorvalle wat met hul lewens verband hou, en verrig dade wat hulle verrig het terwyl hulle geleef het. Op hierdie manier lei hulle mense om te glo dat hulle oorlede vriende engele is wat oor hulle sweef en met hulle kommunikeer. Diegene wat dus aanneem dat hulle die geeste van die afgestorwenes is, word met 'n sekere afgoderry beskou, en deur baie het hul woord groter gewig as die woord van God. Ek het die snelheid gesien waarmee hierdie waan, spiritualisme, versprei het. 'n Treinwaans is aan my gewys, wat met die spoed van weerlig beweeg het. Die engel het my beveel om noukeurig te kyk. Ek het my oë op die trein gevestig. Dit het gelyk asof die hele wêreld aan boord was. Toe wys hy my die kondukteur, 'n mooi, stadige persoon, na wie al die passasiers opgesien en vereer het. Ek was verward en het my bywonende engel gevra wie dit was. Hy het gesê, dit is Satan. Hy is die kondukteur in die vorm van 'n engel van die lig. Hy het die wêreld gevange geneem en hulle gaan almal met weerligspoed na die verderf. Hierdie dwaling sal versprei en ons sal dit van aangesig tot aangesig moet trotseer. En tensy ons daarvoor voorbereid is, sal ons verstrik en oorwin word. Die volk van God moet voorbereid wees om hierdie geeste te weerstaan met die Bybelse waarheid dat die dooies niks weet nie en dat diegene wat so verskyn die geeste van duiwels is.